Ek groet u in die wonderlike naam van ons Koning Jesus Christus, ons Verlosser, ons Saligmaker, op hierdie Woensdag, die 11de Maart 2026. Ek is Jacques Pieters, hierdie is Brood vir die Siel, 0720202615. Ek wil vanmôre 2 skrifgedeeltes deel en dan 'n derde. 2 kom uit die Nuwe Testament en 1 uit die Ou Testament. En dit gaan oor waar ons kan sê hoe Jesus gevolg moet word. Matteus 8 vers 18 tot 22 en Lukas 9 vers 57 tot 62. Ons begin met Matteus 8 vers 18 tot 22. Hoe Jesus gevolg moet word. Luister aandagtig. En toe Jesus groot menigtes rondom hom sien, het hy bevel gegee om te vertrek na die oorkant. En 'n sekere skrifgeleerde het gekom en vir hom gesê, Meester, ek sal u volg waar u ook al mag gaan. Ons moet besef dat 'n skrifgeleerde in daai tyd is iemand wat die skrifte gaan leer het. Hy het opvoeding. Hy kan lees en skryf natuurlik. En dis nie almal wat in daai dae die opvoeding gehad het, of hierdie voorreg gehad het om dit te kan doen nie. So hierdie persoon is onderstel om die skrifte te ken. En Jesus sê vir hom, die jakkalse het gate en die voëls van die hemel neste, maar die seun van die mens het geen plek waar hy sy hoof kan neerlê nie. Jy sien hierdie man, omdat hy geleerdheid het, besef ons dat hy kom natuurlik uit 'n huis uit met voordele, met geld, met 'n amp. En Jesus sê vir hom, as jy my wil volg, gaan jy nie 'n huis hê nie, jy gaan nie 'n woonplek hê nie. Ons slaap soms onder die bome. Ons gaan waar ons moet gaan, ons gaan om duiwels uit te dryf, ons gaan om siekes gesond te maak, ons gaan om die mense te doop. Dis wat Jesus vir hom sê hierso. Hy het geen plek om sy hoof neer te lê nie. Hy het nie 'n vaste blyplek nie. En 'n ander een van sy disippels het vir hom gesê, Here, laat my toe om eers te gaan en my vader te begrawe. En hier is waar dit lekker belangrik is. Harde woorde klink dit na ja, dat ek toe om eers my vader te gaan begrawe, maar Jesus sê vir hom, volg my, en laat die dooies al eie dooies begrawe. Jy sien, daar's 'n storie in dit. Dis nie omdat Jesus gevoelloos is, omdat hierdie man nou eers sy vader wil gaan begrawe nie. Jesus sê eintlik vir hom, dat die evangelie van Christus is belangriker as enigiets anders. Jy sien, ons leef in 'n tyd waar mense te veel verskonings maak, ander dinge belangriker ag as sy woord, ander dinge belangriker ag as 'n toekomstige ewige lewe. Jy sien, niks anders is onderstel om belangriker te wees nie. Wanneer God jou roep om die evangelie te verkondig, wanneer God jou roep om die werk te doen hier op aarde, dan roep hy jou vir 'n rede. Nou Lukas 9 vers 57 is dieselfde storie. Ek lees dit graag. En terwyl hulle op reis was, sê iemand op die pad vir hom, Here, ek sal u volg waar u ook mag gaan. Toe sê Jesus vir hom, die jakkals het gate en die voëls van die hemel neste, maar die seun van die mens het geen plek waar hy sy hoof kan neerlê nie. En hy sê aan 'n ander een, volg my. Maar hy antwoord, Here, laat my toe om eers my vader te begrawe. En Jesus sê vir hom, laat die dooies al eie dooies begrawe, maar jy gaan jy en verkondig die koninkryk van God. Jy sien, hier is nie net 'n verhaal van, ons moet Jesus so volg nie. Jesus het ons lief, elkeen van ons. Maar wanneer hy jou geroep het om hom te volg vir 'n rede, om die koninkryk te verkondig, of om te gaan bid vir siekes, of wat ook al die gawe is wat hy vir jou gee, dan moet jy gehoorsaam wees. Niks anders moet vir jou belangriker wees nie. En met die volgende 2 verse besef ons dit presies wat hy sê. En 'n ander een het ook gesê, Here, ek sal u volg, maar laat my eers toe om afskeid te neem van die wat in my huis is. Waar het ons dit voorheen gelees, hierdie gedeelte? En Jesus antwoord hom, niemand wat sy hand aan die ploeg slaan en agtertoe kyk, is geskik vir die koninkryk van God nie. Nou jy sien, ons kan hierdie gedeelte na 2 stories toe lei.
Want as jy aan die ploegskaar gevat het van daai twee handvatsels gehad aan die agterkant, en dit is basies hoe hy gestuur was, so as jy regsom agter toe kyk, dan druk jy die os laat hy regs swaai. As jy linksom agter toe kyk, dan gaan jou hande natuurlik so beweeg, dat jy die ploegskaar na links toe druk, en die os gaan begin om links af te wy. En jou ploeglyn gaan dan heeltemal skeef uitkom. Daarom moet ons nie agter toe kyk nie, maar dan ook, natuurlik is daar 'n gedeelte uit 1 Konings 19 uit. Luister gou, 1 Konings 19 vers 16 word Elia vertel deur die vader om iets spesifieks te gaan toepas. En Jehu, die seun van Nimsi, moet jy salf as koning oor Israel, en Elisa, die seun van Safat, uit Abel Mehola, moet jy salf as profeet in jou plek. Dis 'n opdrag wat God vir Elia gegee het om toe te pas. Vers 19 en 20 sê, hy het toe daarvandaan weggegaan en Elisa, die seun van Safat, aangetref, terwyl hy aan ploe was met 12 pare osse, soos die stamme, of soos die disippels van Jesus. 12 paar osse voor hom, en hy self by die 12de paar was. So hierso is Elisa aan die voorkant van die 12 osse. So hulle het natuurlik 'n groot ploegland gehad. En Elia het by hom verbygegaan en sy mantel op hom gewerp. Nou in daai dae het die profete spesifieke mantels gedra, sodat die mense hulle kan herken as 'n profeet. Nou as jy die woord al gelees het en jy weet waaroor dit gaan, dan sal jy weet ook dat die valse profete ook in daai dae so 'n mantel gedra het. Maar die mense het nie geweet nie, maar het hulle gesien as profete, en dit is wat tel. En die mantel wat hulle gedra het was 'n teken dat dit 'n profeet is. En toe Elia was sekerlik 'n bekende profeet in die omtrek, en hy het sy mantel op Elisa gegooi. En vir Elisa was dit 'n teken van hy gaan hom opvolg as profeet. 'n Voorreg wat hy kry. 'n Voorreg wat nie enige iemand ontvang nie. Maar vers 20 sê, daarop het hy die osse verlaat en agter Elia aangeloop en gesê, laat ek tog my vader en my moeder soen. Hy wil hulle gaan groet. Daarna sal ek u volg. En Elia antwoord hom, gaan terug, want wat het ek aan jou gedoen? Wat sê Elia vir hom daar? Presies wat Jesus hierso sê, in Lukas 9 vers 61 en 62. En 'n ander een het ook gesê, Here, ek sal u volg, maar laat my eers toe, om afskeid te neem van die wat in my huis is. En Jesus antwoord hom, niemand wat sy hand aan die ploeg slaan, en agtertoe kyk, is geskik vir die koninkryk van God nie. Luister mooi, as jy geroep is om vir God te werk, moet jy nie agtertoe kyk nie. Jy het niks te doen met dit wat agter jou is nie. Maar om vorentoe te beweeg, na waartoe God jou stuur. Jy sien, niks moet vir jou belangriker wees as die woord van God nie. Niks moet vir jou belangriker wees as die evangelie van Christus nie. Jy sien, baie mense het verskonings in vandag se dae. Hulle wil eers die doen, hulle wil eers daai doen. Die woord van God is nie vir hulle belangrik genoeg nie. Dis te lank, dis te veel. 'n uur in die kerk, 'n uur en 'n half in die kerk, dan begin hulle kyk na die horlosies. Kom terug na die Here. Hou op agtertoe kyk en kyk vorentoe, want jou lewe gaan verander. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons is dankbaar, Here, dat U ons elkeen geroep het by die naam om vorentoe te beweeg. Here, maak in ons harte 'n wakkerheid, sodat ons nie agtertoe kyk nie, maar vorentoe sal kyk, Here, want ons weet daar is niks belangriker op hierdie aarde as U woord, U roeping, U evangelie nie. Vader, werk in ons harte, dat ons die eerste sal ag in alles wat ons doen, dat ons altyd eerste na U sal roep, voordat ons keuses maak in ons lewe. Dankie, Here, vir die genade en die liefde aan die kruis. Amen. Onthou, lees jou Bybel, moenie toelaat dat die wêreld jou mislei nie. Groete.